Asai, kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir wat U vir elkeen van ons gedoen het, soveel jare terug. Here, op hierdie goeie Vrydag weet ons dat sonder U ons absoluut niks is nie. Here, dankie dat U so lief was vir elkeen van ons, dat U Jesus aan 'n kruis laat sterf het vir ons. Heilige Gees, my gebed is dat U met elkeen van ons nou sal wees vanoggend. Here, laat U met elkeen van ons sal praat. Here, laat ons sal besef dat sonder U ons absoluut niks is nie. Here, laat ons ook sal besef waardeur U gegaan het, sodat ons kan vry wees vandag. Seën vanoggend se diens. Seën my lippe. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, weer eens baie welkom aan almal vandag op hierdie goeie Vrydag. Ek wil graag 'n boodskap vanoggend met julle deel met die titel 'n gebed en 'n belofte. Julle sien, nie alle mense sterf op dieselfde manier nie, is dit nie waar nie? Daar's verskillende maniere en ek en jy kan nie kies hoe ek en jy gaan doodgaan nie. Ek dink as elkeen van ons kan kies, sou elkeen van ons in ons slaap wou doodgaan. You understand? Dis so. Dis hoe ons is. Jy sien, party beklei om nie te sterf nie. Party van ons wil nie doodgaan nie. En ek sê dit met respek, asseblief, vanoggend wil ek hê, dit wat ek sê ek met respek, maar daar's party van ons wat nie wil doodgaan nie. Ek sien my pa is 81 jaar oud, hy werk nou nog. As ek vir hom sê, vadertjie, asseblief, jy moet nou 'n bietjie huis toe gaan, jy moet rustig raak, en sê my bread, and I want to die. If I go home, I'm going to die. En ek het julle dit gesê, 'n paar maande terug, het ek hulle die vraag gevra of hulle Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser, en hulle het vir my gesê, ja. Julle sien, en dan is daar ander wie in hulle slaap wil doodgaan, soos wat ons gesê het. Party is berouvol, en ander is gevul met hoop, en ander is uitdagend, en plain en simpel as strand. Kan ek dit sê? Plain en simpel as strand. Derek, jy lag vir my, maar dis die waarheid. Jy weet, daar's baie mense met wie ek te doen het, en sê, of ek doodgaan of nie, what's the difference? En as ek die persoon vra, ken jy die Here, en dan sê hulle, nee, what does it help? Maar dan is hy as strand, dan het hy daardie houding. En ek het die geskryf ook, maar daar is nie een persoon op hierdie aarde wie dood is soos Jesus nie. En nou sal julle vir my sê, maar Brett, daardie tyd is daar baie mense gekruisig. Dit gaan nie net daaroor nie. Julle sien, my antwoord gaan wees, ja, dit is so. Maar die ander was nie onskuldig gewees nie. Julle sien, Jesus is onskuldig op 'n kruis gehang. En Jesus het onskuldig gesterf vir my en vir jou. En dis die enigste manier hoe ek en jy met God versoen kan word. Is Jesus wat aan 'n kruis gesterf het. Hulle sien, Jesus was onskuldig en hy het aarde toe gekom om dieselfde mense wie hom gekruisig het, te red. Dieselfde mense. Hy is aangerand. Hy is deur 'n kangaroo kot. Ons almal weet mos wat is 'n kangaroo kot. Meeste van ons is in die ou Suid-Afrika, ons weet mos as die mense iets verkeerd gedoen het, die tyres. Dis 'n kangaroo kot. Jesus is deur 'n kangaroo kot gewees. Hy het enorme pyn tydens die kruisiging ervaar. Gaan kyk 'n bietjie, gaan lees 'n bietjie op. Wat se fisiese pyn daar is. En wanneer ons na die gedeelte kyk, soos dit saamgestel is in Lukas, sien ons die karakter en die liefde van Jesus. We can't forget it. Dis wat ek gesê het toe ek julle welkom geheet het vanoggend. Jesus het geweet presies waardeur hy sou gegaan het. My gebed vandag is dat hierdie gedeelte my en jou vir ewig sal verander. Soos dit een persoon wie saam met Jesus gekruisig is, sy lewe vir ewig verander het. Twee gedeeltes wat ek wil deel. Die eerste een, 'n gebed. Die woord sê vir ons dat Jesus gekruisig is by die plek wat genoem word hoofskedel. Julle kan gaan kyk in die Afrikaanse vertalings, daar's hoofskedel, die plek wat genoem word skedel. Daar was ook twee misdadigers saam met hom gekruisig.
In Lukas 23 vers 34 in die NLV sê Jesus, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader vergewe hulle, want hulle besef nie wat hulle doen nie. Kom ons dink net 'n bietjie hierdie oor. Jesus is in 'n fisieke pyn. Sy lyf is aangerand. Die bloed loop. Hy's pimpel en pers geslaan. Hy is moeg. Hy is skuldig bevind vir geen rede nie. Hy is aangerand. Hy's verniel vir absoluut niks nie. En dan staan die skare nog om hom en hulle verneder hom verder. Terwyl hy aan die kruis hang. Vra jouself vandag daardie vraag af. Hoe sou ek en jy dit hanteer het? Hoe sou ek en jy dit hanteer het? Kan ek met julle deel? Ek het nie geskryf, wel ek is seker as ek daar gehang het, sou ek nie definitief nie vir vergifnis gebid het vir die mense nie. En ek is eerlik met julle. Ek sou nie gebid het vir vergifnis nie. Ek sou eerder gebid het dat die Here vuur stuur en hulle almal verbrand. Because I know God can do it. Ek sou ook die hele tyd daar geskree het dat ek onskuldig is. En enige gebed wat ek sou gebid het, sou nie wees dat die Here hulle moet begenadig wees nie. Is dit nie waar nie? Kom ons kyk wat doen Jesus in 1 Petrus 2 vers 23 in die NLV. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Hy het alles oorgelaat aan God, wat altyd regverdig oordeel. Alles oorgelaat aan God. My boetie en my sussie, doen ek en jy dit? Doen ek en jy dat God regverdig oordeel? Ek staan vanoggend voor julle en ek sê, I don't do it. Ek is skuldig hieraan. En ek moes my hart in plek kry en sê, Here, asseblief vergewe my. Jesus het nie gedoen wat ons natuurlik doen nie. Hy het nie terugbeklei nie, of terugbeledig nie. Hy het gerus in die wysheid van God. En is 'n groot les wat ek hier moet leer. Want hoeveel keer word ek en jy onskuldig beskuldig? It happens a lot. Is dit nie waar nie? Ek sê baie keer, sê ek vir Yvonne, listening is a skill, Hilda. Listening is a skill. Dan sê sy, maar ek het gehoor. Dan sê ek, nee, maar jy luister nie wat ek sê nie. Dan as ek daar kom op 'n stadium, dan het sy geluister, want dan is alles in plek. Jy sien, en sy kyk my net so, en sy sê vir my, ek het geluister. As dit met my was, dan sou ek gesê, sou jy nie gesien het, kyk daar so, ek het dit reg gedoen. Jy sien, ek moet ook leer om te rus in die wysheid van God. En ek het ook gesê, hierdie is maklike woorde om te sê, dat ons sal rus in die wysheid van God, wanneer alles goed gaan met ons. You understand, when everything going well, we've got no problem. Maar wanneer die tekkie die teer slaan, hoe hanteer ons dit dan? Rus ons dan in God se wysheid? En hier sit ek en dink, partykeer, dit het Woensdag gebeur nie met my, nie met my broer. Hy is by 'n spesifieke winkel gewees en hy wou net slapchips koop en die mense het iemand anders te bedien wat na hom daar gekom het en hy gooi sy toys uit die kot uit. Kom aan, praat ek met julle vanoggend, dit gebeur met my, as jy in 'n ry staan en iemand stamp jou, of as jy besig is om te ry in jou voertuig en iemand sit sommer daar in Joburg se verkeer, sit die indicator aan en hulle trek sommer voor jou, wat is jou woorde? Please, you may enter in front of me. Come on!
Of ons loop en iemand stamp my per ongeluk. Ek het baie keer hierdie videoklips gesien waar hierdie ou, dis so maar oukie, dan loop hy, en dan loop hierdie bodybuilders daar in die straat, dan loop hy, dan skouer hy hierdie bodybuilders so. En dan kyk hy, dan hou hy net aan te loop, en draai hy bodybuilder so om, wat so fris is, dan kyk hy mannetjie so. Praat ek met julle vanoggend? Thank you. Jy sien, ek en jy moet leer om in die wysheid van God te rus. Kyk net 'n bietjie weer na die skrif. Jesus sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En Jesus het geweet dat hierdie mense dink dat hulle besig is om hierdie kwaaddoener, hierdie misdadiger te straf. En hulle het gedink dat hulle geloof, die Jode, dat hulle geloof gaan suiwer. Maar hulle het nie geweet dat hulle besig was om die Messias te kruisig nie. Die een vir wie hulle eeue lank gewag het. Hulle het gedink hulle was wys, maar eintlik was hulle plain en simpel stupid. Besef ons regtig dat ons nie so verskillend is nie. Die Bybel sê dat ek en jy verlore is. Dink 'n bietjie so daaraan, wanneer ek en jy totaal verlore is, wat doen ek en jy? Jy sien, ons sit in 'n wêreld waar tegnologie so maklik is. Ek haal Google Maps uit, of ek haal Apple Maps uit. Dis nie meer soos in die ou dae wat jy ry op sekere bakens nie, is dit nie waar nie? Het almal, laat ek nou, ek raak te haastig nou. Doen almal, as jy na 'n plek toe gaan waar jy nie weet waar dit is nie, gebruik julle Google Maps of Apple? Ja, selfs op die bike, ek het 'n dingetjie daar wat ek my telefoon insit, dan praat hy mos deur die ore, dan sê nou turn left hier, daai tannie, recalculating julle. Ja, sien ons almal doen dit, as ons verlore is, we all do it. Dan kan ek sê, om verlore te voel, is mos 'n gevoel van hopeloosheid. Way now, who know? Jy sien, as ek moet links draai en ek regs draai, dan sê daai tannetjie mos recalculating, maak so. Anders sou ek mos heeltemal totaal en al verdwaal het, en jy's hulpeloos. Jy sien, op die kruis sien ons dat God die verwarring in ons harte ken. God kom en gee eerder liefde as woede. God gee aan ons iets wat ons nie kan verdien nie. God offer ons vergifnis, om alles wat ons verkeerd gedoen het, skoon te was. Alles. Die woord sê alles. I have forgiven you, your slate has been washed clean. En hierdie is ook 'n goeie les vir my en jou om te leer. Julle sien, wanneer ons kwaad is vir iemand anders, hoe hanteer ons daardie situasie? Die Here wys vir ons. En ek weet, ek het al 'n paar keer daaroor gepraat. As jy kwaad is vir iemand, of iemand doen iets vergeet, die Here seën jy my boet. Of gee ons daardie persoon bietjie lip. En daai lip het ek uitgehaal gisterand toe ek die laaste keer oor my boodskap gaan, want ek het gesê ek het nie wond partykeer met die lip, en toe haal ek dit uit, toe sê ek. Ons weet daar's 'n gesegde wat sê, en ek het dit hier gesê, onthou, hurting people hurt people. Jy sien, as jy seer het, maak jy seer. Jesus het nie seer, hy het seer gehad, maar hy het nie seer gemaak nie. Hy was daar vir ons redding gewees. He is the one that gave us all the joy that we were supposed to have. Die tweede punt is die belofte. Julle sien, daar was 3 verskillende tipes mense om die kruisiging van Jesus. Eerstens was daar die wie gespot het. Hierdie is mense wat uitgaan en sê, ja, jy verdien dit. Ek het jou mos gewaarsku. Jy verdien dit. Dit is mense wie lekker kry in iemand anders se pyn. Ken julle sulke mense? Ja, ek het met jou gepraat, ek het jou gesê jy moet dit nie doen nie. En toe doen jy dit en kyk nou, lekker. Come on people. Come on. Yeah.
Dan was daar die soldate. Hierdie manne het geen gevoelens gehad nie. Julle sien, hulle het soveel kruisigings gehad. There's no feeling. Kan ek vir julle sê, partykeer het hierdie ou mense toegesluit en ek het eers weggeloop en gesê, en een kant gesê, Here, asseblief gee my net die nodige krag. Want ek kry hierdie persoon so jammer. Because it's about choices. Daar's 'n ouetjie wat saam met my werk, wat vir my in die hele tyd wat hy daar is, dan sê vir my kaptein, ek kan nie die goed doen nie. My hart is te klein. Dan sê ek, Struis, daar sekere dinge, en sê vir my, nee, my hart is te klein. En dan is daar die kriminele. En daar was 2 van hulle wie langs Jesus gekruisig was. En ek het so 'n bietjie gaan oplees en hulle sê, die kruisiging, as jy 'n Romein wat noem dit, afkoms het, of jy's 'n Romein, is die kruisiging nie vir jou nie. Die kruisiging was slegs gewees vir ander nasies. Maar hierdie ouens sou nie gehang word vir winkeldiefstal nie. Jy sien, as jy kan kyk, hulle sê dit nie, maar hulle sê dis vir die ergste mense, so kan kyk dit as rowers. Hierdie ouens is rowers. Of moordenaars, hulle het 10 teen 1 moord gepleeg. Jy sien, en daar's 2 wie langs Jesus gekruisig was. En wanneer ons lees in Lukas 23:39 tot 43, dis so 4 skrifte wat ek vir julle wil voorhou, sê die woord vir ons die volgende: een van die misdadigers wat daar wat gehang is, het Jesus aanhou beledig deur te sê, is jy dan nie die Messias nie? Red jouself en ook vir ons. En die ander een het hom egter bestraf en gesê, het jy ook nie respek vir God nie? Alhoewel jy dieselfde straf as hierdie man ondergaan, ons het dit terdee verdien. Want ons verdien die straf vir wat ons gedoen het. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Hy het verder gesê, Jesus, onthou my asseblief, wanneer u in die koninkryk kom. Jesus se antwoord was, ek verseker jou vandag nog, sal jy saam met my in die paradys wees. Hoor mooi daardie woorde. Ek verseker jou, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. En al wat hierdie krimineel gevra het is, Jesus, onthou my. Jy sien, nêrens sê die woord vir ons waar die krimineel tot insig gekom het nie. Nêrens nie. Ek het al die vertalings gaan kyk. Nêrens sê dit waar hierdie krimineel tot insig gekom het nie. En ek het hier geskryf, miskien was dit die manier hoe Jesus gepraat het. Hoor julle? Miskien was dit die manier hoe Jesus gepraat het. Jy sien, ek en jy praat ook verskillend. As ek geïrriteerd is, en ek het dit al hoeveel keer gesê, as ek geïrriteerd by die huis kom en ek klim uit daai old faithful bekkie van my, dan kyk jy won my net so en dan sê sy, tjoep, dan disappeer sy in die huis, want sy weet, hier kom moeilikheid. En dan die manier van praat. En dis hoekom ek hierso ek raak opgewonde rassie, dis hoekom ek partykeer net my stem 'n bietjie moet sagter. Man, but I get so excited. En dan praat ek hard. Jy sien, daardeur het hy miskien agtergekom dat hierdie man anders is. Wat ons wel weet is dat die Heilige Gees 'n verskil gemaak het in hierdie man se lewe. En hy vra Jesus om hom te onthou wanneer Jesus in sy koninkryk kom. Nee, Here, vergewe my nie. Ek is 'n sondaar. Onthou my. En hy kom en wys nederigheid aan Jesus. Hy het gevra vir wat hy nie verdien het nie. Hy het uitgeroep vir genade aan die enigste een wie dit vir hom kon gegee het. My boetie, my sussie, roep ek en jy uit vir genade. Net so moet ek en jy sien dat ons slegs deur God se genade gered kan word. Ek en jy kan dit nie koop nie. Met al die geld in die wêreld kan ek en jy dit nie koop nie. Ek en jy kan dit nie as gevolg van werke verdien nie. Want julle sien, baie mense dink as ek goed doen, is ek gered. En die woord sê,
nie deur werke nie. Ek en jy moet uitroep en vra, Here, vergewe ons, wees ons genadig. My gebed is dieselfde soos daardie misdadiger vandag. Here, onthou my, vergewe my, nie môre nie, nie oor 'n maand nie, nie oor 'n jaar nie, vandag. Ek het toe ek julle welkom geheet het ek gesê, jy het die keuse vandag om deur daardie deur uit te stap. Of jy gaan change, of jy nie gaan verander nie. Julle sien hierdie krimineel het, soos ons sê in Engels, 'n deathbed conversion gehad. Want hy het gehang aan 'n kruis, hy het geweet, hy's besig om dood te gaan. So dis 'n deathbed, hy is besig om dood te gaan en hy het hierdie conversion gehad. My boetie en susters, van ons gaan nie so gelukkig wees nie. Van ons gaan nie so gelukkig wees dat ons weet, ek lê in hierdie bed, ek is sieklik, ek is terminaal, ek gaan nie uitklim nie. Party van ons het dit nie. Ek het die ook geskryf, moet asseblief nie uitstel nie, doen dit vandag. You have the choice. Ek en jy kan leer van hierdie krimineel. Dit is nooit te laat om Jesus te vra om jou te vergewe nie. Never. Never. Slegs een het saam met Jesus sy koninkryk ervaar. Kan ek jou vanoggend vra, watter een is jy? Watter een is jy? Ek wil graag afsluit met die volgende en dan gaan ons saam bid. Daar is 2 gedeeltes wat ek wil hê julle moet raak sien. Ek en jy moet Jesus dien. Ek en jy moet sy grootheid raak sien. En ek en jy kan sien waardeur Jesus moes gaan tydens sy kruisiging. Sy fisiese suffering. Maar ek en jy weet nie wat sy geestelike suffering Jesus ervaar het nie. Ek en jy weet dit nie. Wat ek en jy moet raak sien is dat hy dit vir my en vir jou gedoen het. Never forget that. Never forget that. Hoe meer ek en jy hierdie gedeelte verstaan, hoe meer sal my en jou verhouding en ons liefde met God groei. Die tweede een. Wanneer ons na Jesus kyk, sien ons iemand wie totaal en anders was as die wêreld. Jesus se attitude was anders. Jesus het dan gebid vir die wie besig was om hom te kruisig. My and your attitude needs to change. Wanneer mense na jou kyk, en dis die laaste gedeelte, dan gaan ons saam bid. Wanneer mense na jou kyk, sien hulle iemand anders, of sien hulle jou as 'n persoon van die wêreld, wat oralste inpas. My gebed vir elkeen van ons vandag is dat ek en jy anders sal wees. Dat die wêreld daar buite Jesus in my en jou sal sien. Amen. En ek het ook hier gesê, mag ek en jy nooit vergeet wat Jesus vandag vir ons gedoen het nie. Ek wil vandag vra aan elkeen van julle, vir die wie nog nooit Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser nie, en vir die wie dit net weer wil confirm, gaan ek vra dat julle hardop agter my sal aanbid. Amen. En kan ek dit bietjie anders te doen vanoggend? Kan ek vra dat julle sal staan? Ek dink it just gives more respect. Amen. So gaan julle vra om op te staan en dan vir die wat wil en weer eens, you know what, the person sitting next to you, moenie aan daardie persoon dink nie, ek wil hê dat jy nou sal fokus op die Here. Al praat die persoon langs jou, praat nie. Praat jy sodat jou eie ore dit kan hoor. Amen. Because we need to do that. Kan ek vra dat julle almal sal opstaan en sluit ons die oë. Kom ons sluit die oë. Here, ek kom vandag na U toe en bely dat ek 'n sondaar is. Here, ek vra dat U my sal vergewe van my sondes en bindinge. Here, ek bely ook dat ek glo dat Jesus aan die kruis gesterf het
vir my sondes, en dat hy na 3 dae weer uit die dood uit opgestaan het, en dat hy langs Vader God sit. Ek weet en glo dat hy by Vader God pleit vir my. Here, dankie dat ek kan weet dat U my vergewe en dat ek die ewige lewe kan hê. Here, dankie vir elke gebed wat vanoggend opgegaan het. Here, dankie vir elke persoon wat vanoggend in hierdie diens is. Dankie vir elke persoon wat na hierdie woord luister, Here. Dankie dat ons besef sonder U ons absoluut niks is nie. Here, wees met elkeen van ons. Here, laat ons nooit sal vergeet wat U vir elkeen van ons gedoen het vandag nie. Here, my gebed is ook, laat U met elkeen van ons sal wees, laat ons anderste sal lyk as die wêreld daar buite. Here, laat ons die wêreld sal omkeer en sal terugkeer na U toe. Here, want daar waar ons anderste is, gaan mense vra, wat is anders aan jou? En ons sal kan vir hulle sê die regte antwoord gee. I've got Jesus in my life. Wees met elkeen van ons. Seën ons. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Julle kan sit, dan gaan ek vra dat ons die laaste liedjie saam, ons gaan nie offerande opneem nie, ek het dit vir die bestuur gesê, ons sal Sondag weer, ek het net in my hart gevoel dat